Goeiemôre almal. Baie welkom, ook vanoggend hier in die huis van die Here. Dit is 'n besondere voorreg en 'n geleentheid om ook vandag saam met mekaar hier te kan wees. Ons is dankbaar ook so dat die Here ons deur sy Gees lei en dat dit vir ons elkeen moontlik is om vandag ook saam met mekaar hier te kan wees. Kom ons deel ook vanoggend met dankbaarheid in ons erediens. Ons deel ook wanneer ons saam deelneem deur die sang, dat ons ook die Here daardeur loof en aan hom die eer en die erkenning gee en mag ons ook so in elke oomblik weet en ervaar dat die Gees van die Here hier teenwoordig is. Dit is belangrik dat ons dit nie net in woorde sal hoor nie, maar dat elkeen van ons vanoggend opnuut sal bid in ons hart en ook met ons gedagtes gerig sal wees daarop om te sê, Here, ek is ook hier om U te ervaar. Ek is ook hier om in 'n ontmoetingsgeleentheid saam met die Here te staan en dit ook so saam met 'n geloofsgemeenskap te kan doen. Ons gaan begin met ons voorsang. Ons eerste lied wat ons sing is lied 209. Ons gaan hierdie lied 2 keer sing. Ek gaan vra dat ons dit sal doen in die volgende. Die eerste gedeelte sal meer terwyl ons net so bly sit, in 'n voorbereiding vir 'n gebed wees, waarin ons eintlik dan ook stil word. En dan wanneer ons die tweede keer hierdie lied sing, dan staan ons op en ons skakel hierdie gebed oor na 'n danklied en 'n erkenning waar ons sê, Heer, met my hele hart kom sing ek 'n lofsang. Daarna gaan ons sonder enige verdere aankondiging sing van Vlamlied 198, ek wil gereed wees, stil word in gebed en dan na die gebed ontvang ons dan ook die bevestiging dat ons hier saam met die Here is, wanneer ons antwoord met maak my nou stil, Heer. Ons gaan die seën van die Here ontvang en ons antwoord ook daarop, genade onbeskryflik en my las is weg. Kom ons begin, die 209, die eerste keer sit ons doen dit sag in 'n gebed en voorbereiding en die tweede deel staan ons as deel van 'n lofprysing. Oh
Almagtige Vader, Here God, ons Skepper, met 'n dankbare hart, met toewyding en met vrede, kom elkeen van ons ook na U toe. Ons is dankbaar, Here, vir hierdie nuwe dag. Dankbaar dat ons ook saam met U en deur die krag van U Gees gereed kan wees om U te hoor, om U te ontvang, om te deel in U belofte in ons lewe. En Here, mag ons dit ook in hierdie oggenduur opnuut saam met U beleef, dat wanneer ons hier is en waar ons saam met mekaar hierdie woord hoor en ontvang, dat ons dankbaar sal wees, Here. Dat ons met ons hart en ons gedagtes na U gerig sal wees. Ons bid dat U ons sal lei en sal versterk, Here Jesus. Ons bid dat ons sal hoor, dat ons sal ervaar en dat ons sal ontvang die krag van U Gees en die krag van U woord in elkeen van ons se lewe. En hier waar ons nou is, weet ons, dit is U genade en U liefde wat in oorvloed oor ons lewe uitgestort word. En ons eer U daarvoor in die grootheid van U naam. Amen. Vir God te lewe is 'n genadegawe en 'n geskenk, en om in God se teenwoordigheid te kan wees deur die krag van sy Gees wat in elkeen van ons werk, is soveel meer as wat ons soms net in ons eie gedagtes of met ons eie woorde kan omskryf of selfs formuleer. En as ons dan ook hierdie woorde en hierdie belydenis verwoord om te sê dat ek voor U wil lewe, dan weet ons dat hierdie lewe 'n geskenk en 'n genadegawe uit die hand van ons Skepper Heer is. Kom ons wees dankbaar vir hierdie lewe. Ons leef, ons getuig met dankbaarheid en met toewyding. Mag die Here se genade en sy belofte oor jou lewe uitgestort wees. Mag jy sy vrede in elke oomblik ontvang en ervaar, en mag jy daarin ook leef en getuig, omdat die Here vir ons elkeen goed is en dat sy krag herskepend en vernuwend ook in my en in jou lewe teenwoordig is. Mag jy die vervulling ervaar van God se belofte hier, nou en altyd. Amen.
Ons skriflesing vanoggend uit die woord van die Here kom uit die profeteboek van Jeremia en ons gaan saam lees hier na amper die einde van Jeremia toe in Jeremia hoofstuk 33. Net so 'n bietjie 'n stukkie agtergrond oor die samestelling van die Jeremia boek. In die eerste gedeelte so om en by tot hier by hoofstuk 25 sal 'n mens sien dat die uitleg en die verloop in die boek van Jeremia gaan eintlik oor die woord en die verkondiging. Dis met ander woorde die boodskap waarmee Jeremia dan ook na die gebied in terme van Jerusalem in die ou Noord- en Suidryk wat Israel en Juda was. Die gedeelte waaroor hier handel is spesifiek die prediking, die verkondiging gedeelte. En dan 'n klein bietjie later in die Jeremia boek is daar 'n baie duidelike wending wat plaasvind waar 'n mens sien dat hierdie woord wat verkondig word, gaan eintlik in 'n mate oor na die woord wat geleef word, met ander woorde die belydenis. En 'n belangrike gedagte wat vir elkeen van ons nodig is om te verstaan in terme van ons geloof en ons verhouding met God, is dat ons belydenis, met ander woorde dit wat ons verkondig en sê, dis waarin ons glo, moet oorgaan tot die sigbaarmaking daarvan. En dis 'n belangrike aspek vir elkeen van ons, wat ons elke dag met ons moet saamdra. Die oortuiging in ons hart, in ander woorde gestel, dit wat ons bely en dit waarin ons glo, word sigbaar in dit wat ons verkondig, dit wat ons leef. Nou Jeremia bevind homself as hierdie gestuurde profeet met hierdie woord wat hy moet bring, hierdie profesie, en wat hy moet deel. Nie net met die mense in sy onmiddellike omgewing nie, maar ook in 'n mate met die opdrag om hierdie woord baie wyer en verder te vat. Die geskiedenis van die volk Israel is omtrent vir almal van ons bekend. Dis maar baie wispelturig, dis baie wisselvallig. Daar is tye wat dit goed gaan en God gedien en gevolg word. En dan is daar tye wanneer dit vervaag en al hoe minder word. Met ander woorde, daar's 'n wegbeweeg van God en sy opdrag en sy roeping en dit wat daar van ons verwag word. En dan is daar ook weer die inkeer, die omkeer, die verandering wat gebring word. En hierdie verandering gaan dan baie kere gepaard met so half van 'n baie stotterende, stamelende val oor die voete, jouself weer regkry en terugbring by dit wat God se verwagting vir jou lewe is. Maar dan is daar ook 'n stukkie belofte. En dit is die belofte wat van groot belang is in elkeen van ons se lewe. Hoekom sê ek dit? Want as dit van onsself afgehang het, en ons sien dit nie net in die boek van Jeremia nie, ons sien dit eintlik reg deur die woord van die Here, as dit van die mens self afgehang het, as dit aan ons eie toedoen oorgelaat is, sou die kanse baie goed en baie groot gewees het, dat hierdie kloof tussen God en sy skepping, tussen die skepper en sy skepsels, net al hoe groter sou geword het. En 'n mens kan jouself vandag die vraag dalk afvra, maar hoekom? Laat daardie gedagtegang sommer self so 'n bietjie by jou tuis kom en vra die vraag hoekom? En dan, wat beteken hierdie belofte? So onthou nou dat hierdie boek is hierdie profetiese woord waarin Jeremia nie net die woord ontvang nie, maar ook die boodskap oordra. En as 'n mens so 'n bietjie 'n oorsig oor die boek van Jeremia doen, dan sal 'n mens sien dat hier 'n baie interessante verloop van alles en nog wat in hierdie omstandighede plaasvind. Van die goeie dinge tot die slegte dinge, tot die uitkoms, tot die wonder, tot alles wat daarmee saamgaan. In hoofstuk 33 lees ons die volgende. Die woord van die Here het weer tot Jeremia gekom. Hy was toe nog ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. Wat beteken hierdie ingeperk? As jy nou so 'n paar jaar terugdink,
toe ons in hierdie COVID tydperk was, hierdie inperking wat afgedwing was van bepaalde omstandighede wat buite ons beheer was, kan ek jou verseker, as jy bietjie na die agtergrond gaan kyk, sal jy sien dat hier 'n gebeurtenis plaasgevind het. En hierdie gebeurtenis was eintlik die oorname van Jerusalem en die verwoesting van die tempel. En julle sal onthou dat die tempel in daardie tydperk 'n ongelooflike belangrike plek en rol ingeneem het, want vir die gelowiges van daardie tyd was dit die plek van ontmoeting. Maar die fout in daardie tyd was dat daar net soos met die verbondsark vir te lank geglo was dat dit die enigste plek is waar God homself bekend en sigbaar maak. Maar nou het hierdie gebeure plaasgevind. Hierso is 'n warboel van omstandighede wat afspeel en die woord van die Here het weer, hierdie woordjie weer is belangrik, het weer tot Jeremia gekom. Te midde van dit wat chaos was, te midde van dit wat buite beheer was, te midde van die onsekerhede, te midde van alles wat nie beheer kon gewees het nie, kom die woord van die Here weer tot Jeremia. Jeremia was toe nog ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. En so sê die Here, hy wat die aarde gemaak en so gevorm het, dat dit nie wankel nie, wie se naam Here is. Nou in hierdie gedeelte kom die afgode en God wat die skepper is na vore. Interessant genoeg was daar geglo dat as die volk wat jou oorneem en die volk wat deur mag en krag jou stad of jou volk oorneem, was daar geglo dat hulle God is die sterker God. Nou kan jy jouself klaar indink wat gebeur hier. Jerusalem is in verval. Die tempel is afgebreek. En hierdie tydperk is 'n tydperk van onsekerheid. Dis 'n tydperk van deurmekaarheid. En 'n mens wonder, maar waar is God teenwoordig? En dan kom Jeremia opnuut net met hierdie bevestiging. So sê die Here. Wie is hierdie Here? Wie is hierdie Here wat die woord bring? Hy herinner homself en hy herinner die ontvangers van hierdie woord, hierdie profesie, en hy herinner my en jou daaraan. Hierdie Here wat spreek, is die God wat die aarde gemaak het. En so gevorm het, dat dit nie wankel nie. Hierdie wankel is presies wat met die mensdom gebeur. Hierdie wankel is presies wat gebeur wanneer daar mismoedigheid intree. Hierdie wankel is presies wat gebeur wanneer daar van God af wegbeweeg word. Maar hy herinner ons opnuut daaraan dat die stabiliteit en die standvastigheid is op geen ander plek te vind behalwe by God nie. En sy naam is Here, sê hy. En hoor mooi waarmee roep hy Jeremia aan. Roep my aan. Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. So sê die Here, die God van Israel, oor die huise in hierdie stad en oor die konings van Juda, se paleise wat afgebreek is, en oor die beleringswalle, met ander woorde hierdie beskermingswalle wat gebou is, en oor die wapens waarmee die Galdeërs teen julle kom veg het, die huise wat deur die Galdeërs volgemaak is, met die liggame van die mense wat ek in my gloeiende toren om die lewe wou bring, onreinheid kom hier ter sprake. Maar daar moes met 'n spesifieke manier gehandel word met die liggaam van iemand wat gesterf het. In hierdie chaos word hierdie liggame sommer net daar neergestrooi. Met hierdie prentjie, hierdie beeld sien. Dis dalk nie 'n mooi prentjie nie, is dalk nie 'n mooi beeld nie, en dis nou nie noodwendig waarvan ons hou om te hoor nie, maar dis die werklikheid. Hierdie chaos het oorgeneem. En selfs dit wat rein moet wees, word nie eers eerbiedig of nagekom nie. So in hierdie oomblik is hierdie huise volgemaak met die liggame van die mense wat in die gloeiende toren van die Here om die lewe gebring is. En hoor mooi wat sê die Here, toe ek nie meer vir hierdie stad omgegee het nie. Die Here sê hy gee nie meer om nie. Hy het nie meer omgegee in hierdie oomblik nie.
En 'n mens wonder, maar hoekom? Hoekom het die Here nie meer omgegee nie? En hy sê dit is omdat hy so baie sonde gedoen het. En dan kom die wending. Maar ek sê dit ook elke keer, dit is belangrik dat ons moet verstaan dat met die wending en die boodskap van hoop en aansporing en aanmoediging moet 'n mens nie vergeet van wat verkeerd is nie. Moet 'n mens nie vergeet van wat nie in plek is nie. Want dit is nie net 'n aanbeweeg en gelukkig het die Here vergewe en gelukkig gaan dit beter nie. Daar kom 'n stukkie verwagting, maar ook 'n belofte. En hierdie belofte, geliefdes, is my en jou redding. Hierdie belofte is die antwoord en die uitkoms vir dit wat ons nodig het. Die Here sê, ek sal jou heeltemal gesond maak, en hy verwys ook nou hier na die stad, ek sal hom heeltemal gesond maak en sy inwoners genees. Ek sal vir hulle 'n sterk, veilige vesting bou. Dink nou 'n bietjie aan die beleringswalle, hier om hierdie stad gebou, van waar af die afweer van die aanslae wat op hulle plaasgevind het, moes uitgevoer word, en dis vernietig. Dis weg. Daar's chaos. En dan sê die Here, ek sal vir julle 'n sterk, veilige vesting bou. Ek sal die lot van Juda en Israel verander en vir hulle kinders gee soos vroeër. Ek sal hulle reinig van al die sondes waarmee hulle teen my oortree het en al hulle sondes vergewe waarmee hulle teenoor my oortree het en in opstand gekom het. Die verloop hiervan sal my naam groot maak en aan my blydskap verskaf, aan my lof en eer gee voor al die nasies van die aarde, wanneer hulle hoor van al die goeie wat ek vir my volk gedoen het. Die nasies sal bang wees en my dien oor al die goeie wat ek gedoen het of doen en oor die vrede wat ek vir Jerusalem gee. Kyk hier die pole wat hier geskep word. Die chaos, die onreinheid, die disrespek, die twyfel word verander deur die belofte van vrede wat God bring. Hierdie nasie sal bang wees en my dien oor al die goeie wat ek doen en oor die vrede wat ek vir Jerusalem gee. En dit herhaal weer, so sê die Here. God is aan die woord. God is aan die woord deur hierdie profeet en met hierdie profesie. En hy sê, so sê die Here. Daar word nog gehoor dat julle van hierdie plek sê, dit is verwoes. Waaroor praat die mense? Wat is die dinge wat ervaar en gesê word? Daar word nog gehoor dat julle van hierdie plek sê, dit is verwoes, sonder mense en sonder diere. Maar in die stede van Juda en in die strate van Jerusalem, wat verwoes en sonder mense en sonder inwoners en diere was, met ander woorde, eintlik leweloos, net 'n verlate dop, sal daar weer blydskap en vreugde wees. Daar sal ook huweliksfeeste wees. Die mense sal die Here die Almagtige loof, en die wat dankoffers na die Here toe bring, na die huis van die Here toe bring, sal sê, loof die Here die Almagtige, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek sal die lot van die land verander. Ek sal die omstandighede verander, sê die Here dus. En dit sal weer wees soos vroeër, sê die Here. So sê die Here die Almagtige. In hierdie plek wat so verwoes is, dat geen mens of dier oorgebly het nie. En by al sy stede sal daar weer weiveld vir die kuddes wees. Lêplek vir die kleinvee. In die stede van die bergland, in die van die laaveld en ook in die van die suidland, in die gebied van Benjamin en in die omgewing van Jerusalem en in die stede van Juda sal daar weer kleinvee wees om te tel, sê die Here. Nou sal 'n mens wonder, nou hoekom hierdie kleinvee? Want hierdie kleinvee was wat gebruik was om 'n bestaan te maak. Dit was die boerdery, dit was die ruimte van 'n bestaan maak en dit was die wyse waarop daar iets van
voorspoed en vooruitgang sigbaar was. Maar dit is weg. Dit is tot niet. En in vers 14, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek hierdie goeie belofte sal nakom, wat ek aan julle gemaak het. Daar kom 'n tyd, sê die Here, wat ek hierdie goeie belofte sal nakom, wat ek aan julle, en ook Israel en Juda, gemaak het. Ons lees vanoggend tot sover uit die woord van die Here. Die woord is duidelik, so spreek die Here, of so sê die Here. En my en jou opdrag is, om te leef, en om te getuig, en om gehoorsaam te wees aan hierdie woord. Kom ons antwoord voor die prediking, deur staande te sing van die 254, en die 488, 4 en 5. Ek wonder of daar enigiemand is van ons wat vanoggend met oortuiging sal sê, daar was nie 'n tydstip of 'n oomblik in my lewe wat ek vir myself afgevra het, nou hoe op dese aarde bevind ek my nou alweer hier nie? Of hoe op dese aarde is dit moontlik dat hierdie nou al weer gebeur? En 'n mens kan hierdie lyn trek na so baie dinge in 'n mens se lewe toe. En dit hoef nie net aan die hand van foute of tekortkominge te wees nie. Maar ek dink as ons eerlik is met onsself, sal ons mekaar sê, daardie woorde kom ongelukkig, so 99% van die tyd, meerendeels van uit 'n plek van omstandighede en gebeurtenisse in 'n mens se lewe, wat 'n mens nie wil hê nie, of nie wil ervaar nie. Of wat 'n mens regtig waarop hoop nie nou weer in jou lewe afspeel of plaasvind nie. Dit gebeur ook baie keer in ons lewe dat ons met die beste van intensies en bedoelinge in ons lewe 'n nuwe jaar aanpak. En 'n nuwe omstandigheid of 'n stukkie nuwe beplanning in 'n mens se lewe aanpak en dat jy die voorneme het om dit anders te doen, om dit beter te doen. 'n Mens sê baie kere, daar is nie 'n manier dat ek my nou wraggies waar weer in hierdie situasie
gaan bevind nie. Of ek gaan nie dat dit nodig wees dat iemand weer vir my hoef te kom sê of my daarop hoef te wys en my daaraan hoef te herinner maar hierdie is eintlik veronderstel om my verantwoordelikheid en my verpligting te wees nie. Nou, nuwe jaar voornemens mag dalk vir baie mense van belang wees. Vir my is dit so irrelevant soos môre die hele dag. En dood eenvoudig met die vertrekpunt, hoe later 'n mens in die jaar kom, sal 'n mens baie kere hoor dat mense sê, nee wag, ek wag nou net vir die nuwe jaar om aan te breek. Hier van die nuwe jaar af, gaan dinge so lyk. Of, weet jy wat, voordat hierdie gebeur, of teen hierdie tydstip, gaan ek hierdie begin doen. As 'n mens eerlik is met jouself, is dit eintlik in 'n mate maar net nog 'n stukkie uitstel taktiek. Dis 'n stukkie verskoning of 'n beredenering om dalk so vir 'n oombliekie net nog 'n bietjie te doen of deel te neem of te ervaar wat ek regtig waar veronderstel is om nie te doen nie. Of die voorneme om dalk te sê, ek gaan so klein bietjie meer tyd daaraan spandeer om in die kerk te wees. Ek gaan so klein bietjie meer tyd daaraan spandeer om by die gym uit te kom. Ek gaan 'n bietjie meer tyd daaraan spandeer om saam met my familie tyd deur te bring. Ek onderneem om vinniger op my boodskappe te reageer. Ek gaan nie laat mense met groot oë sit en kyk of daardie 2 merkies op my WhatsApp in 'n blou verander of wat ook al wat daarmee saamgaan nie. Wat belangrik is om te verstaan, is dat as 'n mens jouself die vraag afvra, hoe op dese aarde het ek hier gekom? Is die antwoord daarop heel moontlik, want ek het gedoen wat ek maar net gewoond is om te doen. Ek het so half in die gewone, normale ritme van my alledaagse manier van dinge doen, wat uiteraard nie noodwendig vir my goed is nie, het ek maar net voortgegaan mee. My voornemens, of ek dit nou hardop verwoord het of nie, of ek dit iewerste neergeskryf het of nie, is nie van belang nie. Feit van die saak is net, hier is ek alweer. In die situasie, in hierdie omstandigheid, in hierdie gebeurtenis, voordat ek my oë kon uitvee, is die beste van my bedoelings en die beste van my intensies alweer vervang deur die mag van my gewoontes. As iets hiervan bekend klink, is dit nie net omdat dit in die Bybelse tyd gebeur nie. Dit gebeur ook met ons. Dit gebeur in ons van die beste van ons bedoelinge, dit gebeur met ons in die beste van ons benaderinge wat ons toepas. Maar daar's 'n kern belangrike oomblik in hierdie gedeelte, maar ook in die groter geheel van God in sy woord en sy woord, wat ons nie moet miskyk nie. En Jeremia haal dit 'n paar keer aan. Daarom sê ek ook, is dit belangrik dan wanneer ons enige teks in die woord van die Here vat, of enige gedeelte wat ons gebruik vir prediking, verkondiging, of om met iemand iets te deel, moet ons ietsie verstaan van wat voor hierdie teks gebeur, en ook wat na hierdie gedeelte gebeur. Wat met Israel gebeur, wat met Juda gebeur, wat gebeur in hierdie Noord- en Suidryk, wat gebeur met my en met jou en met ander mense elke dag, is maar 'n herhaling van omstandighede. Daarom ook in die begin het ek genoem, dat hierdie volk, hierdie uitverkore volk, hierdie kinders van God, het die Here se liefde en genade al in oorvloed ervaar. En glo my ook, as jy bietjie na die boek Jeremia gaan kyk, sal jy sien selfs die profeet, sy eie lewe, getuig iets hiervan. Ons praat nie net oor ander nie, maar ons praat ook oor onsself. Ons kyk nie net na ander se lewensomstandighede nie, ons kyk ook na onsself. Eerlik, krities, waar en wanneer nodig. En dan kom ons sit net die skuifie oor asseblief, dan kom die woord van die Here. So
sê die Here. En hierdie woorde wat hy met Jeremia deel, moet jy nou verstaan wat dit beteken in die groter prentjie van chaos. Wat doen ek en jy wanneer dinge moeilik begin raak? Ons begin skarrel, ons begin soek, ons begin planne maak. Ons kyk na 'n uitkom. Soms probeer ons dit self doen, ander kere soek ons hulp, vra ons na hulp, reik ons uit na iemand anders te toe. Soms soek ons net 'n gewillige oor, 'n stukkie objektiwiteit. Maar meeste van die tyd begin ons met 'n onmiddellike, indringende ingryping om verandering te bewerkstellig. Wat is die vertrekpunt hiervan? Want ons hou nie van die chaos nie. Ons hou nie van die dinge wat nie in ons beheer is nie. Ons hou nie daarvan as dit lyk asof die omstandighede in ons lewe te veel is nie. En ek sê weer eens, jy kan aan enige omstandigheid gaan dink in jou lewe, wat iewerste in hierdie prentjie van chaos kan inpas. Soms is dit 'n mens se eie persoonlike welstand. Partykeer is dit jou gemoedstoestand, jou perspektief. Soms is dit in jou verhouding en in jou interaksie met ander mense. Soms kruip dit al hoe nader en dit kruip onder ons vel in binne die ruimte van ons gesinslewe, ons huwelike, ons finansies, ons drome en ons ideale wat met tye wil lyk asof dit aan skerwe gaan val. En hoe meer en hoe intenser dit en hoe nader dit aan ons kom, hoe moeiliker word dit. Ons word angsbevange. Ons word met twyfel gevul. Daar is dinge in ons lewe wat ek graag wil sê en weet dat hierdie is die volgende stap wat ek wil neem. My logika sê vir my, maar ons behoort hierdie te doen of daarby uit te kom. En dan is daar asof dit so 'n oomblik is van waansinnigheid wat ons oorneem en ons wil laat oortuig, maar nee. Dalk is my vrese, my onsekerhede, wat ook al daarmee gepaard gaan, dit wat my terughou om te kan voortbou en te kan verbeter. En Jeremia sit in hierdie omstandighede, vasgevang, ingeperk. Kan jy jouself indink hoe dit moet voel om ingeperk te wees binne 'n plek waar jy is wat vir jou 'n veilige ruimte behoort te wees, maar hierdie inperking is 'n swaar gewig wat op ons skouers druk. Is 'n gewig wat op ons neerlê en hierdie ruimte is gekontamineer, dit is besoedel, dis nie meer veilig nie. Dalk 'n huwelik, dalk 'n werksruimte, dalk 'n skoolopset, dalk binne daardie plek in die ruimte wat jy vir so baie gedink het, dat dit is jou droom en jou ideaal, wat jy nageleef het om te kan bereik. En waarna gryp ons? Waarna gryp ons in hierdie oomblik van, wat maak ek hier? Waarna gryp ek in hierdie oomblik van, hoekom is ek alweer hier? Waarom gebeur hierdie alweer in my lewe, Here? Of dalk is daar die vraag nie eers gerig na die skepper van ons lewe nie. Dalk is dit vanuit 'n plek waar ons net bloot moedeloos is, wil oorgee, gefrustreerd is, selfs op 'n mate tot in 'n mate selfbejammerend is, uitgelewer is, moedeloos. Ek wil jou vra om hierdie deur oop te maak. Hierdie deur na jou hart, hierdie deur na jou gedagtegang, hierdie deur in die verhouding met God.
Ek wil hê jy moet Jeremia wees wat in hierdie ingeperkte oomblik die stem van die Here hoor en dit ontvang. So sê die Here, roep my aan. Waar begin ek en jy, geliefdes? Waarna toe neig ons? Waarop rig ons gedagtes en ons visie vir 'n antwoord of 'n uitkoms, in 'n hoop om beter te kan wees, beter te kan word, verbetering in ons omstandighede te kan hê? Of is ons dalk in skaamte en in onsekerheid vasgevang in hierdie web wat ons wil oortuig daarvan dat ons omstandighede nooit sal verbeter nie? Jeremia kyk om hom in hierdie stad, hierdie veilige vesting, hierdie hawe van hoop, en die tempel is verwoes. Dis nie daar nie. Wat is platgeslaan in jou lewe in hierdie stadium? Wat bring angs en twyfel en onsekerheid in jou lewe in hierdie stadium? Wat is die dinge wat jou lei tot vreugde en dankbaarheid en blydskap? Ek wil hê jy moet vanoggend hoor dat die woord van die Here het weer tot jou gekom. Soos met Jeremia. Soos met my en jou en miljoene voor ons en deur God se genade ook na ons. Maar waar kom ons uit, geliefdes? Waar kom ons uit? Waarheen is ons op pad? Waarheen is jy op pad? Waarop vestig jy jou hoop? Wat is die uitroep in jou hart en in jou menswees? Here, wat op die aarde gaan hier aan? Here, hoekom is ek weer hier? Hoekom gebeur hierdie weer? Waarom voel dit asof ek ingeperk en beperk is en die vryheid en die vrede ontbreek? 7-stap-kits oplossings staan my glad nie aan nie. Koop hierdie boek met daardie raad en daardie advies, blaai na bladsy 4 want die antwoord is daar vasgevang, sommer vinnig, kits oplossing. Staan my en ek glo die Here ook nie aan nie. Maar keer met jou hart en jou gedagtes en jou mens wees terug. Rig jou hart en jou gedagtes en hoor, so sê die Here. En die Here se opdrag is baie duidelik. Roep my aan. Roep my aan. Roep my aan. As jy vanoggend hier sit en daar is 'n stuk vertwyfeling in jou hart oor waarheen volgende, as jy vanoggend hier is of as jy in hierdie oomblik hierdie woord hoor en daar's onsekerheid, wat gaan ek en jy doen? Waarheen gaan ons? Wat hoor ons? Ek gee vir jou vanoggend 'n stuk belofte. Hierdie belofte is nie 'n kits oplossing nie. Hierdie belofte is nie 'n towerstafie nie. Maar hierdie belofte is 'n God gegewe belofte. En wanneer God 'n belofte maak, verbreek hy dit nie. Hy bevestig dit oor en oor in my en in jou lewe. So sê die Here. Roep my aan. En hier is jou belofte. Ek sal jou antwoord. En jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Nou, skep hierdie prentjie saam met my, nou, in jou gedagtes. Hierdie oomblik, hierdie omstandigheid, hierdie uitdaging en hierdie vrees en hierdie onbekende, lê jou lam. Dit maak jou moeg, dit put jou uit. Die onbeantwoorde in jou lewe hang soos 'n swaard oor jou kop. En jy wonder of daar 'n uitkoms sal wees.
En die antwoord is ja, in hierdie woorde, in hierdie belofte. So sê die Here, roep my aan. En die Here sê nie net roep my aan, en ek sal wonder of ek jou oproepie gaan antwoord nie, of ek gaan kyk of ek by jou kan uitkom nie. Ek gaan jou angstig in die lug laat rondhang, sodat jy daardie 2 blou merkies op die WhatsApp boodskappe aan my kan sien nie. Hierdie antwoord en hierdie belofte kom beslissend, deurslaggewend, ook in my en jou lewe. Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Want jou hier en nou, dink jy, oorheers alles. Hierdie bang, hierdie vrees, hierdie onsekerheid, hierdie afwagting, alles wat daarmee gepaard gaan, voel vir jou of dit alles in jou lewe is. Jy ken daai plekkie waar jy gaan wegkruip, daar waar jy hoop niemand jou sien nie, daardie hoekie, daardie ruimte. Ek weet nie of jy dit agtergekom het nie, maar selfs as jy daar gaan sit, skree hierdie omstandigheid op jou, om jou te herinner, hallo, ek's nog steeds hier. En dan wonder ons, waarheen is ons op pad? En hier is die belofte, oor en oor vir my en vir jou. Ek sal jou antwoord. En my antwoord sal groter wees as enige omstandigheid en enige situasie en enige aspek in jou lewe waaroor jy onsekerheid beleef en ervaar. Ek gaan jou vertel, sê die Here, van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Here, hier waar ek nou is al reeds onverstaanbaar. Dis ons reaksie partykeer. Nog 'n bietjie onverstaanbaar mag dalk miskien nie goed wees vir my nie. Maar hierdie onverstaanbaar getuig van 'n deurbraak, van 'n verandering. Die stad se mure is platgevee. Jeremia, soos ander voor hom en na hom, sit in 'n situasie en 'n omstandigheid waar hy nie wil wees nie. Hier aan die einde van die Jeremia boek hoor ons dat hy nog na 'n plek toe geneem word waarheen hy glad nie wil gaan nie. En tot hy die antwoord kry, die bevestiging. So sê die Here. Maar geliefdes, in vanoggend se oomblik en ook in my en in jou oomblik, luister vir my hier. In vanoggend se oomblik en ook in my en in jou oomblik hoor ons so sê die Here. En hy's duidelik. Roep my aan. Kom na my toe. Wat ook al. Wat ook al hierdie saak, wat ook al hierdie omstandigheid. Roep my aan. En ek sien uit daarna dat U my sal vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan ek nog niks weet nie. 'n Leerskool, 'n belofte. So sê die Here. Roep my aan. Amen. Here, ons bely U as die God van hoop. Ons bely U as ons Heer en ons Skepper. Ons bly Here Jesus dat hier waar ons nou is, waar ons fokus met ons hart en ons gedagtes na U, is U groter as enige ander omstandigheid. Elke belydenis wat al verwoord is, en elke belydenis wat nog mag kom, is maar 'n poging van ons menswees om nie net van U nie, maar ook met U te praat. Wanneer ons U bely as die skepper en die onderhouer van ons lewe, U wat die aarde en die hemel, alles daarin, alles daarbo en alles daarbinne gemaak het, U wat ons geleer het van hierdie skepping, wat ons leer van tye en oomblikke by U,
U is die anker en U is die belofte. U wat ons leer, roep my aan. En ek sal jou vertel van dinge wat groter en onverstaanbaarder is as wat jy ooit sou kon dink. Groter as hier en nou, maar nooit groter as my belofte en my liefde vir jou nie. Want dis waar ek U ontmoet, Here, in die loop, in die staan en ook so in die val van hierdie lewe. Waar elke hartklop soms rondspring en elke asemteug soms baie vlak lê. Daar vind U ons. Hoor hierdie woorde vanoggend, geliefde. So sê die Here vir jou. Roep my aan, nou, hier en altyd. Amen. Kom ons antwoord staande, deur ook hierdie belydenis, en hoor hoe sluit die woorde hiervan aan by dit wat ons vanoggend ook met mekaar deel. Ons ontvang daarna ons word daarna stil om die seën van die Here te ontvang en ons antwoord ook in 2 liedere van ons wegsending. Dus ontvang elkeen van julle die seën van die Here. Ontvang dit, deel dit en leef ook daarin. Mag die genade van God ons Vader, deur sy Seun ons Here Jesus Christus, en ook so deur die kragtige werking van sy Gees en sy belofte, met een en elkeen van ons wees, hier, nou en altyd. Amen.
Luister die jongman, jy moet die regte woorde op die skerm die regte tyd opsit. Jy maak hierdie mense deurmekaar, hoor. Goed, baie dankie julle almal vir ook die deelname aan vanoggend se erediens en dankie ook so vir elkeen se teenwoordigheid en mag jy ook met hierdie woord en met hierdie boodskap huis toe gaan en bo alles gaan aandag gee aan elke aspek en elke saak in 'n mens se lewe wat ons ook nodig het om te doen. Ons kom gou so 'n bietjie by die verjaarsdae vir die week uit, die 8ste Februarie, Tannie Marie Ferreira, daar agter, ek sien dit is 'n afgeronde 7-0, Tannie Marie, baie geluk, en dan ook so Joe Hubner, ek neem aan Joe is by die werk vanoggend, nie? En Marius, Boysen, Marius, waar is jy? Daar sit Marius daarbo. Jy word ook maar lekker ouer, nie? Ek is net bang as jou hare begin langer word, dan gaan ons probleme begin kry. Marius, baie geluk. Dan ook so die 9de Februarie, is dit Salome Jong se verjaarsdag. Dan Johanna, die 10de, tannie moet nou onthou oom Tommy verjaar, nee, ek sien hy's 68, so lekker jong, dis oom Tommy se 86ste verjaarsdag. So baie geluk ook so aan oom Tommy, tannie Elbie, daar by oom Sarel, tannie Elbie, baie geluk, tannie se 77ste verjaarsdag. Kyk man, dit raak net al hoe lekkerder en al hoe joliger. So ek dink ons moet die Bybelstudiegroep, laat ek dit sommer maar net sê, ek dink is tyd dat ons bietjie Woensdag 'n partytjie hou met al hierdie afgeronde getalle. En dan ook so Wilmarie Boysen, waar's Wilmarie? Waar sit jy? Ek dink dis verkeerd. Of verjaar jy regtig? Is jy seker? Die 13de. Hoekom nie die 14de nie? Weet jy, daai twee Boysen kindertjies, julle moet sorg dat die ou mense baie liefde kry hierdie week in die huis, hoor. Doen julle skoolwerk, was die skorrelgoed, al daai tipe van dinge wat daarmee saamgaan. Oom De Jager Foster, ek dink nie oom De Jager is vanoggend hier nie, maar dis ook oom De Jager se 80ste verjaarsdag, tannie Nelie se 79ste verjaarsdag, die 14de, en dan ook Liesel Harmse. Liesel, ek weet nie of sy dalk vanoggend hier is nie, so ook aan Liesel wat dan die 14de verjaar, en dis dit. Luister, ons gaan aan, ek bepaal wat hier gebeur. Dan die Bybelstudie Woensdaagoggende om 8:30. As jy hou op om my in die rede te val. Van volgende week af mag jy net op die swart note speel. En dan die 15de Februarie is dit ook ons nagmaal geleentheid. En dan die 27ste, ek hou nie daarvan as mense my so omsingel terwyl ek optel en hulle slaan nie, maar okay. En dan die 27ste Februarie, onthou asseblief, en ek gaan net gou hier 'n aankondiging en 'n verandering. So ons sou die 27ste Februarie, sou ons die waterkaskenades ook hier by die kerk gehad het. So, ek is baie bang, jy weet, jy en my vrou verjaar op dieselfde datum ook, en dis al reeds iets om oor nagmerries te kry. So dan die 27ste Februarie, is daar die gewone koskuier wat ons gereël het, maar ons gaan nou nie meer 'n waterkaskenades hou nie, en ek wil hê al die jong mense moet nou mooi luister. Ons skuif hierdie na die datum van die 22ste Maart toe. Dis die Sondag voor die skole sluit. En die rede hoekom ons dit ook doen is, dan nooi ons aan 'n klomp van die ander gemeentes, ook van ons kerk en omliggende gemeentes se jong mense om daai Sondag saam met ons hier te kom kuier. So ek gaan dit ook op die groepe deel. Ouers, julle is welkom, bring julle kinders se vriende saam vir daai geleentheid. So ons skuif dit dan na die 22ste Maart toe. En dan net die reëlings vir daardie kuier. Julle sal sien, dit is hier op die skerm. Ek gaan net gou na die vorige enetjie toe gaan. Die 27ste. Wat ons besluit het om te doen, ons gaan dit 'n bring en braai maak. So jy bring jou eie vleis en jou eie drinkgoed, maar ons sal al die bykosse, die vuur en al daai goedjies sal voorsien word. So moet asseblief nie 'n verskoning hê en sê, o man, iemand gaan nie vir my braai nie. Hier's mense wat kan braai. Hulle wil op die uiteinde van die dag en hulle sal ook help. Ons gaan dan al die bykosse voorsien. Jy bring net jou eie eetgerei, jou drinkgoed, bring 'n lekker kampstoel saam. So wat ons ook sê is, jy is welkom om hier by die kerk stoele en 'n tafel te vat. Die reëling is net, as jy hom gaan uithaal, gaan jy hom bære ook. Asseblief, onthou dit net, die Vrydag die 27ste se bring en braai kuier. So dit is dit. Afkondigings is afgesluit. Sit af die klank asseblief, Charles. Dankie, Charles. Syne af, myne aan. Daar sy.
Nee, sit maar eers die gesig hier op, Louis. Ons net sien hoe lyk hy. Sies tog. Ek is die dood voor die oë gesweer as ons nou 'n hoeha maak van sy verjaarsdag. So ek sal dit glad nie doen nie. Julle weet ek is baie gehoorsaam. Hy is baie skaam, stil, inkennig. So ons gaan dit nou nie niks doen nie, hoor. So Dominee Jaco, ons wil net vir sy baie geluk met jou verjaarsdag op die 10de Dinsdag. Ons wens is werklik, ek sal dit hier moet aflees want ek kan dit nie onthou nie. Maar jy kan 'n ander nou maar opsit, Louis. Mag die vrede van ons hemelse Vader altyd met jou wees. Mag genade jou omvou. Mag seën op jou rus en wysheid jou lei. Mag sy liefde opnuut neskop in jou hart. Ek dink dit is ons almal se wens vir jou op hierdie verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n lekker dag, 'n lekker jaar. Sy vrou het hom nie gelos nie, sy siek. Ons kan maar vir haar ook 'n bietjie voorbidding doen. Dis 'n vroeë verjaarsdag geskenk, dankie julle. Sy het gevra, eintlik het die familie gevra, ons moet vir hom 'n bokklok gee vir sy verjaarsdag, want hulle weet nooit waar hy is nie. Hy duik op wanneer hy nie moet nie. So sy het gevra vir 'n klok om jou nek, en ek stem saam, ek weet hoe dit voel, om nie te weet waar jy is nie, nooit te weet waar jy moet wees nie. Maar ons het toe nou maar dit goed gedink om vir jou nou jou tuingereedskap te gee, wat jy so bitter graag wil hê. Toe maar Ivan Marizay, daai ding is gestel, hy mag nie voor 8:00 in die oggend raas nie, hoor, maar ten minste sal julle dan weet waar pappa is, hoor. Kom ons geef hom 'n lekker handeklap. Kom maar gaan op daar by hom. Nee, wag Aline. Hy het mos nog vanoggend gepreek van inperking. Ons laat nie vir ons inperk nie. Nie in Rooi Kraal nie. Gaan staan daar voor. Go. Waar? Nee, wat? Gaan daar voor waar ons almal jou kan sien. Jy kan my almal hierso Nee, daar voor. Met my strikkie. Ja, sit die strik om jou nek. Ons moes maar 'n klokkie aangesit het, 'n katklokkie. Steek vir jou 'n kersie aan, dis reg. Ek verneem hier's 'n paar mense wat graag vir hom iets wil gee, maar ek het nogal hierdie oulike nota gekry vanoggend. Oom Daan, kom ons begin daar by jou. Oom Jaco, net 'n klein ietsie om geluk te sê met jou verjaarsdag. Dis iets wat jy moet gebruik wanneer die blou bulle en die leeu's weer teen mekaar speel. 'n Sakdoek om jou groot trane mee af te vee. John, wil jy volgende wees? Ja, jy moet nou wys, jy moet nou share, né? Sharing is caring. Tannie Ada, kom ook so lank nader. Oom Sarah, kom. Josef, wil jy ook graag kom?
Of as jy ontbyt kry, my familie weet nou al as hulle die bord daar voor my sit, dan vat ek die vingers so na voor of die bacon warm is. Want prakties waarom 'n ontbyt op te skroef is dan pragtig nou nie een van die beste dinge wat daar in die lewe kan wees. Dankie vir Salom. Waardeer. Ek sien Tine het ook iets om te sê. Nee. Wie Chris, jy's ook hier iewers dink ek. Alraai, kom. Verlede Saterdag in die tragedie wat plaasgevind het, het ek Romy 'n boodskap gestuur. En toe laas Sondag is ek verder tot vriende aangemaak om nie die boodskappe na die braaivleis te stuur, want die frustrasies is toe blykbaar op die styf uitgehaal. So ek het toe gedink, wel wil styf. Iemand vergeet het nie, maar ek dink die finale jaar sit ook dalk nou nog 'n. O, nee, wag, Shaal. Skus, Shaal. Hierdie voel vir my nou soos 'n charismatiese byeenkoms. Okay, Leeuwkie, jy kan maar gaan slaap, hoor. Dankie almal. O, Adrian, dankie. Ek dink dis nou almal. Het iemand vergeet? Piesels het aan die aandag gegee. Baie dankie almal. Dankie julle almal. Baie dankie vir julle almal wat ook vandag in die erediens deelgeneem het. Dankie ook vir die voorreg. Ek wens julle wat saam met my en ook in hierdie week verjaar en besonder ook Tommy wat ook die 10de verjaar met 'n mooi dag toe daar's ek en tee en koffie. Ek sê vanoggend vir die kerk al hier in ons storie. Ek is so dankbaar oor hierdie solarstelsel wat ons so 3 jaar terug kon insit. Met die wat die krag nou in die omgewing in die area af is. So as daar van julle is wat iets nodig het om by die kerk te doen of die elektrisiteit, ek is vandag die hele dag beskikbaar. Julle kan net saam met die hier kom braai en so iets doen. Dankie almal, mooi dag die kinders vir die kategese. Ek gaan vra dat julle almal gou as 'n groep vir my hier by mekaar kom. Ek gaan net gou so vinnig ter wille van die tyd hier werk is, kom julle almal gou so saam met my net hier binnekant by mekaar. Mooi dag.